daar 'n stormwind oor jou stormsee. Nou vriende, iemand saam met my blaai na 2 gedeeltes. Psalm 23 en dan ook Johannes hoofstuk 10. Nou ek praat met u oor hierdie wonderlike psalm waar Dawid na verwys, Psalm 23. Hy sê die Here is my herder en vanmôre het ek net so 'n bietjie so oorsig gegee oor hierdie psalm. Gerard, ek wonder of jy nie net weer vir my daar kan kry waar ek verwys het, na hierdie psalm word daar verwys as die volmaakte psalm. Alles is volmaak as daar geskrywe word deur Dawid die volmaaktheid van hierdie psalm. Kyk gou weer, ek wil dit graag net vir u wys. As Dawid begin en hy sê die Here is my herder, terwyl Gerard so toe gou gaan, praat hy daarvan, as hy sê die Here is my herder, dan sê hy volkome veiligheid. Is dit nie wonderlik nie? Ek kan dit vanaand hoor, dit was die herder se werk gewees om na sy skape te kyk. En volkome veiligheid. Hy sê dan, niks sal my ontbreek nie. Dan verwys hy na volkome tevredenheid. Hierdie herder, daar jou koortjie wat sê, my Heer versadig my. Hierdie herder, hy weet wat is sy skape se behoefte. En hy weet presies wat om vir sy skape te gee. So tevredenheid, as dit kom by niks sal my ontbreek nie. Mag ek vanaand vir jou vra, versadig die Here Jesus jou? Versadig, kry jy versadiging by die Here Jesus? Ek wil vanaand vir u sê, as jy tyd neem met die woord, en wanneer jy die Here Jesus ontmoet, dan is daai koortjie waar en u sal dit beleef, volkome tevredenheid. Hy versadig my, ek is so tevrede. En dit wat hy met my deel. En dan sê Dawid, hy laat my neerlê in groen weivelde, wat praat van volmaakte rus. Ek kan daar by hom sit, net baie keer kom ek en dan sê ek, Here, ek weet nie wat om vir u te sê op hierdie stadium nie. Baie keer kom ek kerk toe, kom sit ek hier iewers vir 'n paar oomblikke. Ek het 2 plekke, en die een plek bid ek vir 'n sekere iets, en by die ander plek bid ek dan vir iets anders. Dan gaan sit ek weer daar en sê ek, Here, ek weet nou nie wat om vir u te kom sê nie, maar kom sit net hier. Volmaakte rus. Dawid sê, hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is, lei my heen. Volmaakte verkwiking. Wonderlik nie? Hy verkwik my siel. Volmaakte vervulling. Daai woordjie het u ook vanmôre gesien, daai woordjie word ook gekoppel aan een van die verbondsname van die Here, en ek gaan dit nou weer vir u wys. Toe die Here vir sy volk gesê dat ek is die Here wat jou gesond maak, wat jou behoefte vandaan ook al mag wees. Is dit in jou liggaam, is dit geestelike behoefte, is dit liggaamlik, is dit emosioneel, is dit in jou huwelik, is dit waar ook al, hoor gemooi, hy verkoop. Eksodus 15, ek is die Here wat jou gesond maak. Dawid sê hierdie woorde, hy sê hy verkoop my siel, volmaakte vervulling in hom. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil, volmaakte lyding. Vanmôre toe vang my oog, terwyl ek voorberei, daai vers in Jesaja 30 vers 21, jy sal 'n stem agter jou hoor wat sal sê, dit is die weg, wandel daarop. Dit is wonderlik nie. Ons weet nie baie keer wat om te doen nie, ons weet nie wat is die besluite wat ons moet neem nie, ons weet nie wat môre en oormôre vir ons inhou nie, maar hoor gemooi, volmaakte lyding. Volmaak. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onhou vrees nie. Hoekom? Volmaakte verseker, hy beloof dat hy saam met my in die dal van doodskade wees. Hebreërs 13 sê hierdie woorde, hy sê, daarom hoef ek nie te vrees nie, want hy is met my. Wonderlik om te weet, ek
met 'n hoofletter is jou met 'n hoofletter helper. Volmaakte versekering, want U is met my, metgesel. Volmaakte metgesel. Wat my so dink aan die Emmausgangers in Lukas 24, toe hulle op die pad daar loop en ewe skielik sluit Jesus by hulle aan. En hoor wat was hulle reaksie? Was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gestap het? Hoor gemooi. Wanneer hierdie persoon, hierdie metgesel by jou aansluit, is daar iets wat in jou en my lewe gebeur. Volmaak. Hierna hierdie psalm word verwys, die volmaakte psalm. U stok en u staf, die vertroos my. U sal nou sien as ek daarby by daai boodskap gaan kom, ek gaan nou in die vakansietyd baie daarop konsentreer, Psalm 23. Pas op vir daai vers. Pas op vir daai vers. As Dawid dit sê, u stok en u staf, die vertroos my. Maar dit praat ook van volkome sekerheid. Voel veilig, dis sekerheid. U berei die tafel voor my aangesig, volmaakte sorg. U maak my hoof vet met olie, volmaakte aanneming, my beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, volmaakte sorg, hy neem verantwoordelikheid vir ons. Wonderlik nie, dat die God van die hemel van my verantwoordelikheid, hierdie herder, hy's anders, ek gaan dit vanaand vir jou wys, en ek sal in die huis van die Here bly, volmaakte bestemming, in lente vandag. Hy sluit af met daai vers, en daar's twee dinge in daai vers, waarby ek gaan kom. Maar kom ek lees gou weer vir hierdie psalm, en ek gaan net jou gedagtes verfris, soos wat ek dit lees, want ek wil graag uitkom by Johannes hoofstuk 10. As Dawid begin, dan sê hy hierdie woorde, hy sê, die Here is my herder. Nou, ek het vanmôre vir u gesê, die woorde die Here in die Hebreëse teks beteken dit Jahwe. Dit is 'n baie sterk woord, en Jahwe beteken 'n ewige, die ewige en onveranderlike God. Hy sê, hierdie ewig, onveranderlike God is my herder. Gerard, jy kan gaan na skyfie 84 toe. En dan sê hierdie woorde, niks sal my ontbreek nie. Nou let baie mooi op, nou in hierdie volgende verse, het ek vanmôre vir die gewys, lê 7 verbondsname van God. En hy kon enige van hierdie verbondsname nou gebruik het. Nou gaan ek dit net vir u baie vinnig noem. As hy kom in vers 1, dan gebruik hy hierdie woordjie Jahwe, dis Hebreëse Ou Testament, dan gebruik hy daai woordjie. Nou daai woordjie, die verbondsnaam beteken my herder. Nou hy het nou klaar gesê, die ewige onveranderlike God. Dan gebruik hy daai verbondsnaam en dan sê hy is my herder. Dit is wonderlik wanneer jy dit kan sê dat hy is my herder. Ek het vanmôre vir u gewys om daar te kan kom waar jy dit persoonlik maak, jou eie maak, moet jy eers begin by Psalm 22. Jy moet eers by die kruis by Golgotha verbykom, want die posisie van Psalm 23 is tussen die Psalm 22 en Psalm 24, so jy moet eers 'n ontmoeting met hierdie herder kry, voordat jy kan sê hy is my herder, voordat jy jou kan beroep op daardie verbondsnaam van God. Hy is my herder. Baie ry op ander mense se rug. Baie mans ry op hulle vrouens se rug. Baie vrouens ry op hulle mans se rug om eendag in die hemel te kom. Hoor gemooi. Om versekering te kan hê, Psalm 24 wat sê wie mag staan in die huis van die Here en wie mag staan op in sy heilige plek. Hy wat rein van hande. Hoor gemooi. Jy moet daai ontmoeting hê. Kan jy vanaand dit sê? Kan jy jou beroep op net hierdie 5 woorde? Die ewig onveranderlike God. Hy is my herder. Nou gebruik Dawid hierdie verbondsnaam van God as hy daarby kom om hierdie woord te kan sê, hy is my herder. Sien daar val die klem, Jahwe Rohi. Dan gebruik hy net in die volgende vers en sê, niks sal my ontbreek nie. Dan beroep hy hom op die
die verbondsnaam van God wat sê Yahweh Jireh, die Here sal voorsien. Dit is wonderlik om dit te kan sê nie. Ek weet die Here sal vir my verantwoordelikheid neem. En dan gaan hy al hoe verder, dan sê hy sê hierdie woorde, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is. Kom ek noem net vir jou al hierdie 7 verbondsname, ek gaan nie weer tyd neem nie. Dan kom hy by daardie en die Here is my vrede. Die Here is vrede, né? En hierdie gaan oor Gideon. En hoe bang hy was, daar in Rigters, hoe bang hy was om uit te gaan vir die Midianiete en hy gee die Here die naam gegee en hy bou daar die altaar vir die Here en hy sê die Here is my vrede. Wonderlik wanneer God jou daai vrede gee. En daar is die 4de een, Yahweh Rafa, wat beteken Eksodus 15, die Here wat jou gesond maak. En die Here het hom op daai naam beroep toe hy aan die volk voorgestel het nadat hulle uit Egipte land uitgekom het en hulle gebombardeer was met die siektes van Egipte land en die Here maak 'n belofte. Hy sê ek, en hy gebruik hierdie verbondsnaam, ek is die Here wat jou gesond maak. Geen pes of geen siektes van Egipte land sal verder op julle neerkom nie. Dis wonderlik nie. Dan gebruik hy hierdie woord. Hier is dan 'n verbondsnaam. Ek weet nie presies om dit uit te spreek, ek kan dit vir jou spel, maar dit beteken die Here is ons geregtigheid. Al hierdie 7 kom in die eerste 5 verse van Psalm 23 voor. Wanneer Dawid hom op hierdie God beroep, hierdie ewige onveranderlike God. Dan gebruik hy 7 verbondsname, né? Hy kon enige van daai eerste gebruik het. Maar hy gebruik die sterk woord Yahweh. Hy sê, kom ek maak Yahweh my fondasie en ek koppel hierdie name dan aan die fondasie, die Yahweh. En kom hy hier by Jehovah Shammah, Esegiel 48 vers 35 en die stad is gebou en hy's gevul en daar staan hierdie woorde, die laaste vers van Esegiel. En hy sê, die Here is daar. En ek vanmôre vir die gesê, is wonderlik, toe Moses van die berg afkom, toe roep die volk uit, die Here is daar. Mense sien dit op jou en my gesig. Wanneer hy, die ewig onveranderlike God, jou en my herder is. En dan hierdie ene, Yahweh Nissi, die Here my banier. Jy kan dit gaan lees daar in Eksodus 17, toe Moses en toe hulle uitgetrek het vir die geveg. Moses was oud gewees en hy kon nie met die geveg voortgaan nie. Hy was te oud en hy stuur vir Joshua om voort te vat en hy gaan klim daar op die berg en sy arms word omhoog gehou. Joshua Moses en sy arms word omhoog gehou en solank hy sy arms omhoog het, wen die volk en die oomblik as hy sy arms sak. En toe sê hy hierdie woorde, die Here is my banier. Dit staan net so in die Bybel, gelees het en ek so dit hoofstuk 17, ek wens ek het tyd om dit vir u te lees. Al 7 hierdie verbondsname kom in die eerste 5 verse van Psalm 23 voor. En dan sluit die Psalm nie daar af nie, hy begin en dan sê hy in vers, of hy eindig met vers 6, net goedheid en guns. En 2 dinge word nou hier gesê, en 2 dinge word onder jou en my voete ingestoot deur hierdie Psalm. Net goedheid en guns. God sê, God se goedheid en guns. Die nuwe vertaling verwys na sy troue liefde. Sal ek en jy altyd beleef. En hy sê dit, terwyl ons hier op aarde is, solank hy my herder is. Daar is die voorwaarde. En dan sê hy tweede ding. Hy sê hierdie woorde, hy sê, ek en jy kan uitsien na ons hemelse woorde, want hy sê, en dit sal ons volg al die dae van ons lewe. Tot en met ons tyd hier op aarde verby is daar 'n hemelwoning wat vir jou en my wag. Dis wonderlik hierdie Psalm nie. Dis in 'n neutedop. Dis bolangs. Ek sê vir u, dis bolangs. Ek wil vanaand 'n bietjie met jou praat oor hierdie gedagte. Wat beteken hierdie woorde as Jesus? Hy koppel hom nou
Hy sê ek is die goeie herder. Nou moet jy saam met my blaai na Johannes hoofstuk 10 toe. Baie interessante woorde wat hy hier gebruik. As hy hierdie woorde sê ek is die goeie herder, dan verwys hy na hom as die ware herder. Hy sê daar's baie ander herders ook. Hy verwys na hom as die egte, die goeie is, ek noem vir jou sinonieme woorde vir die herder, dis die ware herder, dis die egte herder, dis die opregte herder. Kan ek dit vir jou staaf met teksverse? Ek wens ek kan nou vanaand net laat ek hier som die Bybel sit, maar hoor gou hierdie vers. Hebreërs 13 vers 20 sê, mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, en dan brei hy 'n paar dinge uit, dan sê hy omtrent hierdie groot herder. 1 Petrus 5 vers 4 sê hierdie woorde, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Maar nou sê Petrus in 1 Petrus 2, hierdie woorde vers 25, hy sê, want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die opperherder. So hy sê iets van hierdie herder, hy praat van die opregtheid van hierdie herder. Wat beteken hierdie woorde? Kom ek lees vir u net 'n paar verse. En ek gaan vir u lees Johannes 10 van vers 11. Ek gaan jy net so 2-3 verse uit hierdie hoofstuk uit lees. Nou jy met jou rooi pen omkring, vat en omkring hierdie woorde waar hy in vers 11 sê, ek is die goeie herder. Jesus sê self, hy kon net sowel gesê het, ek is die herder. Want Dawid verwys nou na hierdie herder, nou beskryf ek vanaand vir jou hierdie herder waarvan hy praat. Hy sê die Here is my herder, wie is hierdie herder? Nou kom Jesus en hy verwys daarom, hy sê, ek is die goeie herder. En dan brei hy bietjie meer uit, dan sê hy hierdie woorde, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hier's 'n paar woorde, paar kernwoorde in hierdie paar verse wat Jesus gesê het, ek is die goeie herder, dan sê hy, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Nou is dit asof Jesus iets vir jou en my wil kom tuisbring. Hoe gaan ek weet, wanneer is dit die ware herder, die egte herder, die goeie herder, en wanneer is dit sommer net 'n herder? Wat sê die Bybel? Hoor wat sê vers 12. Nou kom Jesus en hy bring nou hier, hy tref so 'n bietjie onderskeid tussen die twee herders, tipe herders wat jy kry. Hy sê die goeie herder is kenmerkend van hom, hy lê sy lewe af vir die skape. Nou wens ek het baie tyd om vir u 'n paar dinge te sê, kan ek net vir jou 'n paar dinge gou uitlig. As dit kom by 'n herder, jy sien in die Bybelse tyd, sou 'n herder 'n geweldige hoë prys betaal het vir sy skape. Hy was bereid om enige prys te betaal ter wille van sy skape. En die hoogste prys wat 'n herder ooit kon betaal het vir sy skape, is om sy lewe neer te lê. En nou kom Jesus in Johannes 10, nou vertel hy van homself, hy sê, ek is die goeie herder, want ek lê my lewe af vir die skape. Hy sê, dis die enige herder wat dit sal doen nie. Dan sê hy in vers 12, hy sê, maar die huurling, en hy wat nie 'n herder is, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom, en hoor nou mooi, en hy laat die skape staan, en hy vlug. Is dit 'n herder? Jesus sê, wanneer die gevaar kom, dan vlug daar die herder. Hy is nie bereid om sy lewe neer te lê vir sy skape nie. Hy is nie bereid om te sterwe ter wille van sy skape nie, nee. Hy hardloop weg, hy los sy skape alleen. Hy sê, daar kom die wolf. En hy laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle, en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug,
omdat hy hier, Jesus kom en hy kom bevestig 'n waarheid, hy sê, 'n huurling, hy los sy skape, hy vlug, hy sê net in die volgende vers weer hierdie woorde, hy sê, en die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is, en niks vir die skape omgee nie. Hoor gou mooi, baie keer hou u nie daarvan dat ek met u moet reguit wees nie. Jy hou nie daarvan dat ek sekere dinge vir u moet sê nie, maar hoor gou mooi, ek is nie 'n huurling nie. Ek gee vir u om. Ek gee om vir die skape, ek het 'n verantwoordelikheid vir die kudde. As die gevaar kom, wil ek vanaand vir u sê, sal ek in die bres staan, want ek moet eendag voor u, tussen u en God kom staan, en ek moet in die bres staan, en ek moet rekenskap gee. Maar Jesus sê, 'n huurling, hy vlug. Hy's nie eerlik met sy skape nie, hoor mooi. En net daarna, nou het Jesus gesê, ek is die goeie herder. Hy praat 2 verse van die huurling, dan sê hierdie woorde, ek is die goeie herder, vers 14. En ek ken my eie, ek ken my skape. Ek ken my skape. En word deur my eie geken. Hy sê, ek ken my skape, maar my skape ken my ook. Is dit mooi nie? Ken jy Jesus? Hy sê, ek ken jou. Ek wil net eers net gou hierdie verduidelik. As die Bybel hierdie woorde sê, hy sê, ek is die goeie herder, en ek lê my lewe af vir die skape. Waarna verwys die woordjie die skape? En ek moet nou iets hier vir jou baie mooi verduidelik, dat as Jesus sê, ek lê my lewe af vir die skape, hy sê nie daar, ek lê my lewe af net vir sekere tipe en 'n sekere groep van mense nie. Die skape verwys na die wêreld. Ek gaan my lewe af lê vir die wêreld, want so lief het God die wêreld gehad. Verstaan u nou as dit kom by die uitverkiesingsleer, dat mense glo dat Jesus net vir sekere mense gesterf het? Johannes 10 sê nie dat Jesus net vir sekere mense, hy het gesê, ek lê my lewe af vir die skape. Die skape beteken die wêreld. So ek wil hê jy moet dit baie mooi snap. As mense na jou toe kom en hy vertel vir jou dat net sekere mense of sekere mense is uitverkies vir die hemel en ander nie, dan gebruik jy hierdie vers, behalwe Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dan gaan jy en jy gaan vertel vir mense, want Jesus het sy lewe vir jou neergelê. En ek gaan dit vanaand vir jou wys. Hy het sy lewe afgelê, neergelê, sodat die wêreld elke persoon lewe kan hê. Kan jy dink as hierdie goeie herder nooit sy lewe afgelê het, sou daar ooit lewe kon gewees het nie? Jesus sê self daar in Johannes hoofstuk 12, hy sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bring dit geen vrug na vore nie. Hierdie herder moes sterf, hy moet sy lewe vir die wêreld gegee het, sodat daar lewe kan wees. Weet jy wat sy lewe ek na verwys? Ewige lewe. Ewige lewe. Jesus sterf, hy lê sy lewe neer. Die goeie herder is bereid om daardie prys te betaal, 'n geweldige hoë prys, sodat ek en jy lewe kan hê, die ewige lewe. Hoor wat sê 1 Johannes 5 vers 11. Hy wat die seun het lewe. Hy wat die seun het lewe. Hy wat die seun van God het nie die lewe nie. O, ek wonder of u dit snap vandag. Hierdie goeie herder, as Dawid sê, die Here is my herder, dis hoekom hy verwys, dis hoekom Psalm 23 daar geplaas is, omdat dit verwys na Psalm 22, hierdie herder het aan 'n kruis gaan sterf. Die goeie herder, hy was bereid om sy lewe neer te lê. Ek wil vir jou net 'n paar kenmerke van hierdie herder gee. Hierdie lewe wat hy neergelê het, wat hy bereid was, dit was die hoogste prys wat 'n herder kon betaal. In die Bybelse tyd is om te sterf ter wille van sy skape. En toe Jesus sy lewe neerlê, aflê, het dit 'n
'n volmaakte, dit was 'n volmaakte offer gewees. Volmaak. Die hoogste prys wat betaal kon word vir jou en vir my. Hoe wil 'n tweede kenmerk noem van hierdie offer van die Here Jesus? Volmaakte liefde. Ek is die goeie herder wat sy lewe aflê. Ek wil jou net 'n paar teksverse noem vanaand. Hoor wat sê Johannes 15 vers 13. Groter liefde het niemand as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. Groter liefde is daar nie. Kan jy jou indink aan groter liefde? Jesus sê hierdie woorde, groter liefde is daar nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Die grootste daadoffer. Hoor nou mooi, ek sê nie net offer nie. Hier is liefde in aksie. Hy betaal 'n prys. Ek wil vir jou wys dat ek is die goeie herder. Ek wil vir jou wys ek is anders as hierlinge. Ek wil vir jou wys ek is nie net 'n herder nie, ek is 'n egte, ek is die ware herder. Ek gaan dit vir jou wys deur die daad, deur 'n daad wat ek gaan doen. Ek gaan dit vir jou wys. Hoor wat sê Paulus. Dit is my so wonderlik. Jy moet dit saam met my blaai. Jy moet na hierdie vers toe blaai. Ek wil hom op die skerm sit nie. Blaai gou saam met my na Romeine 5. Ek wil hê jy moet dit in jou Bybel merk. Hierdie vers maak my hart baie, baie sag as ek dit lees. Romeine 5 vers 7 en ek gaan vers 7 en 8 vir u lees. Hy sê, Paulus is aan die woord, hy sê, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Hoor nou mooi. Hoor wat sê vers 8. Romeine 5 vers 8. Maar hy maak 'n stelling. Dan omkring twee woorde. Kan ek dit weer lees? Hy sê, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens, dis asof hy hom in die rede val, hy dink hy sê, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Dan sê hy, maar God, hy kom ewe skielik in, baie vinnig in, hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons, sê dit, toe ons sondaars was. O, hierdie goeie herder, hierdie herder waarna Dawid verwys, die Here is my herder, hy sê, hy is my herder, hy het in my plek, het hy gesterf. Maar God bewys sy liefde, 'n liefdesdaad. Hierdie herder, kom ek bewys jou vir jou hoe lief het ek vir jou. Kom ek wys vir jou hoe lief het ek my skape. Hy sê die huurling hardloop weg as daar gevaar kom. Hy sê, maar hierdie herder, hierdie goeie herder, maar God bewys sy liefde juis daarin, dat hierdie goeie herder vir my gesterf het toe ek 'n sondaar was. Dit is mooi nie. Hoor gou mooi, jy sal nooit gered word alvorens jy nie besef jy is 'n sondaar nie. Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Jesus kom in Lukas 15, hy vertel hierdie verhaal. Lukas 15 is een gelykenis met 3 onderafdeling, die verlore skaap, die verlore penning en dan die verlore seun. Jesus kom en Lukas 15 begin met hierdie verhaal, hy sê, Jesus het die gewoonte gehad om tussen die sondaars en die tollenaars te sit, en toe vertel hy hierdie gelykenis, hy sê, hierdie verhaal, hy sê, 'n man het 100 skape gehad,
En hy maak die aand die skapies bymekaar en hy kom daar by die kraal en hy staan daar by die kraal en hy tel, hy sê 95, 96, 97, 98, 99. Man, maar ek het mos 100 skape. Nee, kom ons stel oor. 95, 96, 97, 98, 99. Hy sê, en dan vertel Jesus, hy los die 99 en hy gaan agter die een aan wat verlore is. Die herder gaan, hy los 99 en hy gaan agter die een aan wat verlore is. Daai herder was niemand, stel niemand anders voor as die Here Jesus. Hy het gekom om te soek en te red. Hoor mooi, as jy nie besef jy's 'n verlore skaap nie en dat jy nog buite die kraal staan, weet jy wat beteken dit as jy buite die kraal staan? Jy's ongered. Hy staan by die herder staan by die hek van daai kraal, hy tel hulle, hy sien hoe die skape 99 inkom. Hy sien daar's een wat buitekant is. Jy moet eers besef om gered te word, jy's buitekant die kraal. Jy moet deur die hek gaan waar Jesus in Johannes 10 vers 9 sê, ek is die deur. Jy moet deurkom. Die goeie herder het sy lewe by daai hek neergelê. Hy het vir ons gesterf, juis daarin toe ons nog. Toe ek my nie self kon red nie, toe het hierdie goeie herder, toe het hy sy lewe neergelê. Hoor gou mooi. Hoor hierdie stelling wat ek vanaand vir jou maak. Jesus moes self eers 'n skaap word, sodat hy sy lewe vir jou en my kan neerlê en aflê. Het jy geweet dit staan in die Bybel? Jy geweet dit staan in die Bybel. Blaai saam met my na Jesaja 53 toe. Dan kyk jy wat sê Jesaja 53 van die Here Jesus. Hy moes eers, hoor gou mooi, hoe sou hy geweet het om my te red? Hoe moes hy geweet het hoe reageer 'n skaap? Hoor gou mooi wat sê Jesaja as hy oor die Here Jesus praat. O, jy weet in die nuwe vertaling haal ons Jesaja 53 uit of hulle verwys dis die volk Israel. Dis so duidelik, dis die Here Jesus. Jesaja het die prentjie van die Here Jesus. Kan jy glo dat die Bybelvertalings in die nuwe Islamanne vertel dis die volk Israel? Hoor wat sê hy? Hoor gou mooi. Vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Meneer, jy moet mooi hoor, mevrou, jong meisie, jy moet mooi hoor. Die Bybel sê ek en jy het gedwaal van geboorte af. Dwaal ons is soos dwaalende skape. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, hoor nou mooi, soos 'n lam, wat na die slagplek gelei word. En soos 'n skaap, wat stom is voor sy skeders, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Ja, hy moes 'n skaap word, sodat hy sy lewe vir skape kon neerlê. Ek wil dit vanaand vir u wys dat hy's nie gedwing daartoe nie. Hy het sy lewe vrywillig neergelê. Dis nie mooi nie. Dis nie wonderlik nie. Hierdie goeie herder het sy lewe, Dawid sê, die Here, hierdie ewig onveranderlike God, maar God wat my so lief het, hy stuur sy seun, hy laat sy seun aan 'n kruis sterf toe ek 'n sondaar was. En hoor gou mooi, Jesus kon gesê, man, weet jy wat, hy's 'n sondaar. Ek wil net hierdie vers vir jou quoteer. 2 Korintiërs 5:21 sê, hy wat nie sonde geken het nie, hy's die prins van die hemel, hy het nie sonde geken nie, is sonde gemaak, hy word dit wat ek, as die Here Jesus moes geweier het, om daai wordproses te word, nee, wat sou van my geword het? Hy kom en hy sê vir sy Vader, my Vader, ek is bereid om my lewe vrywillig neer te lê. Jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê. Hy's nie gedwing nie. Hy het dit nie uit dwang uit gedoen nie. Hy's nie verplig om dit te doen nie. Hy doen dit vrywillig. Hy kies om sy lewe vrywillig. Hoor hierdie vers. Johannes 10 vers 18 sê Jesus, niemand
neem my lewe van my af nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek neem my besluit. Ek gaan my lewe vrywilliglik gaan ek dit neerlê. Ek wil vanaand met hierdie woorde sluit. As die Bybel sê dat Jesus vrywilliglik sy lewe afgelê het, dan roep dit jou en my vanaand tot 'n reaksie. Wat beteken reaksie? Ek en jy moet reageer op dit wat jy vanaand gehoor het. Wat is daardie reaksie? Hoor gemooi, nie net vir 'n sondaar nie, maar 'n kind van die Here. Die Here sê vanaand, ek wil hê jy moet daagliks, jy moet vanaand vrywilliglik opnuut by vernuwing of vir die soveelste keer wil ek hê met jy jou lewe ook aan my voete vanaand kom neerlê. Kom lê jou lewe vrywilliglik. Soos wat ek my lewe vrywilliglik vir jou kom neerlê. Nie uit dwang nie, hoor gemooi. Die Here sal jou nooit hier vat en sê, ek wil hê jy moet jou vanaand voor my kom buig en jou lewe net weer voor my. Nee, vrywilliglik. Vrywilliglik. Aksie. Hy roep ons tot voortdurende toewyding. Elke dag toegewy te wees aan die Here Jesus. Hoor wat sê Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God. Hoor daar meneer, mevrou, jong meisie, jong man, dat jy jou lewe, jou liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Wanneer laas het jy jou lewe? Wanneer laas het jy jou liggaam aan die Here so kom toewy? Here, hier is my liggaam. Liggaam, siel en gees. Paulus sê, dit is julle redelike godsdienst. Dis waar jy moet begin elke dag. Dis wat hy sê. Ja, hy roep jou en my om ons lewens vrywillig aan die Here te kom teruggee. Here, U het my hierdie lewe gegee, U het my siel uit genade gered en kom red. Here, toe U lewe vrywillig vir my neergelê, toe ek 'n sondaar was, het ek dit gesnap, Here. Ek het dit my eie kom maak, ek het dit kom vat in die geloof, ek het dit vir myself kom toeëien. Maar Here, vanaand kom ek opnuut en vrywillig kom wy ek my lewe opnuut aan God. Ek kom gee dit vanaand opnuut vir die Here terug. Wat weerhou jou daarvan? Wat weerhou jou, liewe kind van die Here, dat jy jou lewe nie vanaand opnuut aan die Here kan kom toewy, aan die Here kan kom teruggee nie? Wat weerhou jou? Hoor wat het Oswald Chambers, 'n groot godsman, het hierdie woorde gesê: een lewe wat totaal aan God oorgegee is vir God van groter waarde. Hy sê, God kan so 'n lewe baie kragtiger gebruik as 100 mense wat net gered geword het. Hoor gemooi, een lewe totaal en al aan die Here oorgegee is vir God van groter waarde. Wil jy nie daai man wees, wil jy nie daai vrou wees wat vanaand kom en sê, Here, hier is my lewe opnuut as kind van die Here. Kom gee ek dit vanaand vir U terug. Ek kom gee vir hierdie goeie herder wat sy lewe, hoor gemooi, in die lig van die kruis, in die lig van Golgotha. Is daar 'n groot offer wat ek en jy kan bring? Is daar iets wat ek en jy van die Here kan terughou, as ek net dink aan hierdie geweldige prys wat hierdie goeie herder betaal het? Hoor wat sê die stad, 'n ander godsman het hierdie woorde gesê. Ek kom net terug. Ek net gou vir hierdie vraag. As Oswald Chambers hierdie woorde sê, een lewe wat aan God totaal en al oorgegee is vir God van groter waarde.
Weet, ek het hier gedink aan Abraham. Die Here bring vir Abraham op 'n plek waar hy alles moes oorgee. Weet jy wat was sy alles? Weet jy wat was sy alles? Dit was sy Isak. Sy Isak. Sy Isak. Sy geliefde seun moes hy, God kom daar en hy vat daar waar sy alles is. Ek wil vanaand vir jou in die oë kyk en ek wil vanaand vir jou sê om so offer aan die Here te bring, om in reaksie oor te gaan en te sê, Here, ek moet nou vanaand uit u lewe vrywillig neergelê en ek wil vanaand hierdie stap in die geloof neem en ek wil opnuut weer my lewe vir u kom teruggee. Kom teruggee, Here. Kom toewy. Hoor gou mooi om dit te doen. Is daar vanaand 'n Isak in jou lewe wat jou terughou daarvan? Vandat ek die verhaal van Isak van Abraham mooi bestudeer het ek vir die Here van daai tyd af gesê, Here, ek is 'n bietjie bang as dit kom, is so maklik om sekere goed vir die Here te sê, maar as die Here aan jou Isak begin vat, aan dit wat hier naby is jy bereid om dit vanaand vir die Here neer te lê op die altaar? Here, is my Isak. Want is baie keer jou en my Isak wat maak dat ons nie aan die Here totale toewyding kan maak nie. Dit hou ons terug. Daai Isak is daai ding waarvoor u en ek nog so lief is. Nee, Here. Nee, nie nou nie, Here. Ek vra vanaand vir jou iets in u lewe wat nog nie aan die Here oorgegee is. Is daar so iets? Jy sal nooit 'n totale toewyding en 'n oorgawe aan die Here kan maak. Jy sal nooit so oorgawe aan die Here kan maak solank daar nog daardie ding in jou lewe is. Jy moet hom pinpoint vanaand, jy moet hom 'n naam gee. Die Here, hierdie ding staan tussen my en u. Die stad het hierdie woorde gesê. Hy sê, hy was so oortuig toe sê hierdie woorde, ek weet nie van enigiets in my lewe wat ek nog nie aan die Here oorgegee het nie. Kan jy dit sê? Ek tik hierdie, ek sê, Here, is dit waar van my lewe? En vir 'n oomblik raak ek stil, ek sê, Here, kan ek so City Stad sê, ek weet nie van enige iets, want ek wil graag die Here se beste, Here, ek wil graag die beste, maar as daar enigiets wat my weerhou daarvan, dat ek nog nie so oorgawe aan u gemaak het, wys dit vir my. Hy sê, ek weet nie van enigiets in my lewe, wat ek nog nie aan die Here oorgegee het nie. Ek vra vanaand vir jou, is dit waar van jou lewe? Ek is die goeie herder. Jesus sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder, hy noem hom by die naam. Hy kon net sê gewil het, hy lê sy lewe af. Hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir sy skaap. As hy sy lewe vir jou en vir my afgelê het en neergelê het, kan ek en jy dit nie ook vanaand vir hom doen nie? Kan ons nie vanaand kom en sê, Here, hier is my lewe. Hier is my lewe, Here. Nie uit dwang nie. Gewilliglik. Kan ek en jy, soos hierdie man sê, ek weet, Here, ek is in hierdie oomblik af van niks bewus wat ek nog nie aan u oorgegee het nie. Ek wil vir u sê, dis die voorwaarde. As ek en jy wil hê Psalm 23 vers 1 moet waar word. Voordat ek en jy met eerlikheid kan sê, die Here is my herder. Die ewige, onveranderlike God is my herder. Gaan dit vanaand vir jou vra om te kom en te sê, Here, hier is my lewe.
Ek kom wy dit opnuut, ek kom lê dit opnuut vanaand voor U neer. Is jy gewillig daarvoor? Dis die vraag. Kom ons bid saam. Ek wil vanaand vir jou tyd gee hier waar U sit. Ek wil hê jy moet reageer op God se stem. Hy soek vanaand, hy vra vanaand, hy verwag vanaand 'n reaksie van U af, van sy kind af. Van iemand wat vanaand hier sit. Hy het sy lewe vrywilliglik vir U en vir my afgelê, neergelê, gewilliglik. Hy sê niemand het dit van my af weggeneem nie. Hy sê ek het dit uit my eie neergelê. Kan ek nou weer hierdie vers net noem? Hy sê vir 'n regverdige miskien nog. En vir 'n goeie mens, Romeine 5 vers 7, miskien nog, dan sê hy ewe skielik hierdie woorde. Maar God bewys sy liefde. God se liefde. Die hoogste prys wat kan betaal word. God stuur sy seun, maar God bewys sy liefde vir my juis daarin dat sy seun Jesus Christus vir my gesterf het terwyl ek 'n sondaar was, terwyl ek in die gutter van hierdie lewe gelê het, terwyl ek buitekant die kraal gestaan het. Snap jy dit, liewe kind? Snap jy dit? Wie nie vanaand vir hom sê, Here, hier is my lewe. By vernuwing. Hier is my lewe, ek kom lê dit opnuut vir U af. Hier is my Isak, Here, ek kom gee dit vir U. Ek kom my opnuut vanaand aan U kom toewy. Liggaam, siel en gees. Ek wil vanaand vir U kom wys, U het 'n liefdesdaad. U het my kom wys. God sê, Paulus sê, God bewys dit. Ek kan dit sien, dat Jesus Christus aan 'n kruis gesterf het. Hoor gemooi, wil jy nie vanaand jou liefde, wil jy nie terug antwoord, ook deur 'n liefdesdaad en sê, Here, U is my daad, my liefdesdaad, U is my lewe vanaand. Sê dit vir hom gee, sê dit vir hom, daar waar hy sit, sê dit vir hom. Here Jesus, so wonderlik is dit om te reageer wanneer God praat. Wanneer die Heilige Gees kom en hy daai manier om sy vinger net op 'n area in ons lewens te druk. Wanneer ons die woord lees en ewe skielik is daar 'n woordjie wat in ons hart maal, soos daai klip in die skoen. En ek weet, dis sy stem wat met my praat. Dis iets wat hy vir my wil sê. Vanaand moet ons reageer op die oproep van hierdie herder, ek is die goeie herder. En Here, ons wil vanaand met 'n eerlike hart kan sê, soos Dawid gesê, die Here is my herder. Hy het vir my gesterf. Ek wil hom die herder van my lewe maak. En wanneer ek dit doen, dan volg al daardie dinge wat ek vandag al gesê het. Dit sal my volg. Niks sal my ontbreek nie. Al daardie dinge. Dankie, Here. Dankie vir U woord. Dankie dat ek vanaand kan bid dat U die naprediker van die woord sal wees. Here, ons gaan slaap vanaand. Dis U woord. Dis die saad wat geval het in grond. En daardie saad moet ontkiem, Here. En ek wil vanaand kom bid. As U vanaand met iemand gepraat het en hy of sy moet vanaand vir iets sê, maak sy of haar bid hard, Here. Totdat hy by daai plek kom waar hy ook kan sê, Here, hier is my alles.
Hy wou Abraham net toets om te kyk, is hy alles op die altaar, sy Isak. Dit is asof God sê, deur Isak, Abraham, ek kan sien jou hart. Alles wat in jou hart aangaan, dit wat vir jou belangrik is, het jy daar op die altaar geplaas. Ek sien dit, dis doodreg, Abraham. Ek kan dit sien. Ag, dat U dit ook in ons lewens sal sien, Here. Dat ons lewens dit sal wys. Dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus se naam.